is François Smit. Ek is hier by Limpopo Melkery betrokke. Ek is nou al van 2010 af hier by die bokke. Die bokke het begin in die 90er jare. Was een van die kleinkinders allergies vir koeimelk gewees. En toe het hulle sommer 'n boerbok gemelk. Toe het Toby, wat die eienaar is, besluit nee, maar hulle melk klaar koeie, so hy gaan bokke ook begin melk en toe het hulle maar begin by mekaar maak. So het hy nou maar gegroei tot waar ons vandag is. Ons doen die hele ketting, so daar's 'n span in die fabriek wat dan nou die verpakking en die verwerking doen. En dan die logistiek met die aflewering goed word ook deur ons gedoen self. Nou die totale kudde tans, daghout tot stokhout, loop so 1300, waarvan 640 in die melk is. Dit so hier by die 500 jong oetjies wat nou hierdie jaar gebore is, wat nog nou ons gebruik vir ons vervangings vir die volgende jaar, en dan die extras word dan verkoop aan ouens wat melkbokke soek, en dan die res is maar die ramme en goed wat ons ook maar by mekaar maak en selekteer om die bestes te gebruik in die kudde. Al dektyd begin ons hier in Januarie en ons dek tot so einde April se kant. Probeer ons die meeste van hulle dragtig kry sodat ons kan lam van Junie tot September. September begin ons 'n melkjaar, dan is ons produksies baie goed. So probeer maar aflams voor die einde September. Nou, ons het 'n kontrak met Woolworths, so 95% van ons melk gaan na Woolworths toe. Ons verskaf vars melk. Ons maak net 2 harde kase, plain feta en 'n plain cheddar. So maar ons grootste mark is Woolworths en dan maar die plaaslike mark ook waar daar al 'n bietjie navraag is rondom die melk. Nee, dit is net makliker om die produksies te beheer met die pille. Ons het nie genoeg vreedspasie vir die bokke om dat 'n oulik kan ransoneer nie. So ons het hulle pille gegee. So ons het baie gesukkel met bokke wat oor vet is. En dan die ander ding is om die veselfaktor van die rantsoen beter te maak, om te kyk dat ons die bottervet oplig. Capralac, dan sit ons lucerne in, bietjie gras, molassestroop en dan water om die vog te beheer. Capralac gebruik ons nou 4 jaar. Ons gebruik die Capra Caliber en die Ram Booster bietjie langer. En maar 4 jaar wat ons nou die Capralac gebruik. Die rede is maar ons het gesukkel met vaste stowwe in die piekseisoen. En soos jy weet, jy het lank agter my gelê en my gesê jy sal dit regmaak. So het ons my eventually die kans gegee en dit het regtig gewerk. Van daar af is ons die vaste stowwe baie goed. 'n Produksie gewys net so goed. Die kondisies en alles loop baie makliker. So nee, met die produk is ek baie gelukkig. Hy het sover nog net goed gedoen vir ons. Piekseisoen het ons 'n bottervet gewoonlik het hy afgegaan tot hier by 2.8, 2.9 en die wet vereis 3.3 en vandat ons die Capralac gebruik is hy permanent bo kan 3.3 waar hy in die laer produksies 'n tyd loop hy oor die 4.3 en dan in hoë produksies kom ons selde onder 3.5. So dit het hom baie goed gemaak. Ons laktasieproduksie kan 'n ou maar kyk 305 dae, so 3 liter per bok gemiddeld in die kudde, waar ons huidiglik is ons nou piekseisoen, so ons hardloop so 3.96 op die oomblik gemiddeld in die kudde. Die winter is 'n probleem, dan is die produksies baie laag en die bokke is laat in melk en die meeste is afgedroog. So ons vries dan melk in die hoë seisoen, wat ons dan nou daai tyd weer verwerk en gebruik om bietjie daai winter slamp op te vang. Ons vandag hier so by Limpopo Dairies en spesifiek hulle bokafdeling. So 'n bietjie vir Smitty kom kuier en ja, dit is net lekker om betrokke te wees by so 'n professionele setup. Ons het so 7-8 jaar terug betrokke geraak by die bokke. Dit was spesifiek in meeste gevalle om goed soos bottervet aan te spreek. Dis definitief 'n nismark in die land, maar is ook iets wat 'n groot passie is vir ons by die JS en dit is 'n absolute voorreg om saam met Limpopo en spesifiek Smitty te werk. Met die bokke is genetika. Ons genetiese pool is baie klein in die land. Ons word nie toegelaat om in te voer van Europa, Engeland, Amerika af nie. So ons genetiese pool is baie klein. So dis 'n groot uitdaging om dit mekaar uit te hou. Ja, daar's baie redes. Die bokke is baie gewild om haanslammers groot te maak. Die ouens wat die boerbokke goed gebruik, hulle is baie goeie moeders om haanslammers groot te maak. Ons maak skape ook met hulle groot, so hulle vat enige lam en maak hom groot. En dan die mense wat deesdae maar baie begin fokus op selfonderhoud. Dis 'n baie kleiner dier om aan te hou op 'n klein spasie. So jy kan hom dan gebruik vir melk, vir kaas maak, vir yoghurt maak.
vir gebruik in en om die huis.